The real deal, Afrikaans language. Vir honderde jare het die heidene God nie in gees en waarheid aanbid soos dit in Johannes 4:23 staan nie. Dit verklaar, maar die uur kom, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek sulkes om hom te aanbid. Ware aanbidders is ware Christene en jy moet verstaan dat jy op die oomblik nie een is nie, maar hopelik sal jy dit in die toekoms wees. Daar was 'n tragedie wat met die nie-Joodse Christene en heiliges gebeur het wat geesregverdige gelowiges was. Hulle is vermoor deur ander sogenaamde gelowiges wat fisies regverdig was. Almal het hulself honderde jare gelede Christen genoem net soos hulle hulself vandag noem. Die ware Christene is die enigstes wat vir jou die waarheid oor die Nuwe Testament kan gee, want hulle het die gees van waarheid in hulle. God het 'n bevel, God aan Jesus, en Jesus aan die disippels. Die waarheid en misterie is aan die disippels geopenbaar. Markus 4:11-12 en hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir die wat buite is, kom alles in gelykenisse, 12 sodat hulle kan sien en nie sien nie, en hoorend hoor en nie verstaan nie. Lukas 8:9-10 Toe vra sy disippels hom en sê, wat beteken hierdie gelykenis? 10 En hy het gesê, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander word dit in gelykenisse gegee, dat siende sal hulle nie sien nie en hoorende nie verstaan nie. Die disippels is eers in Handelinge 11:26 Christene genoem. Christene gaan deur die heiligmakingsproses en word heiliges. So, dit is Christene en heiliges wat gelowiges leer, diegene wat nie met die Heilige Gees gedoop is met die manifestasie van die Gees van waarheid nie. Gelowiges moet die waarheid van ware Christene of heiliges hoor. Romeine 8:8 So dan kan die wat in die vlees is God nie behaag nie. 1 Korintiërs 15:44 Daar word 'n natuurlike liggaam gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. Efesiërs 1:13 Op hom het julle ook vertrou, nadat julle die woord van die waarheid gehoor het, die evangelie van julle verlossing, in wie julle ook, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Jy moet die Gees van waarheid hê om die waarheid te leer. Slegs ware Christene en heiliges het die Gees van waarheid in hulle. Jo 16:13 Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit eie gesag spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. En hy sal vir jou sê wat kom. God sal sorg vir diegene wat die ware Christene en heiliges vermoor het. My fokus is daarop om jou gereed te maak om 'n heilige te word. En voordat jy 'n heilige kan word, moet jy eers 'n ware Christen word. 'n Ware Christen is vervul met die Heilige Gees en praat in ander tale, soos in Handelinge 2:4 staan. Dit is ironies dat diegene wat betrokke is by die doodmaak van ware Christene hulself Christene noem. Daar was nie een ware Christen sedert die moord op al die ware Christene honderde jare gelede nie. Net omdat jy jouself 'n Christen noem, maak jy nie een nie. Jy moet aan God se definisie in die Nuwe Testament voldoen. Om die tragedie te verstaan van wat met die nie-Joodse gelowiges gebeur het, is net om gesonde verstand te gebruik. Dit was fisies regverdige gelowiges wat geestelik regverdige gelowiges met geld, krag en beheer wou beheer. Die enigste manier waarop hulle kon beheer, was deur hulle dood te maak. Hulle sou eerder sterf as om die waarheid in die woord van God te verander, want hulle het die Gees van waarheid in hulle gehad. Johannes 14:17 Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, want hy bly by julle en sal in julle wees. Wat het daarna gebeur wat die gelowiges geraak het? Denominasie. Enigeen kan 'n denominasie begin op grond van hul eie opinie. Daarom noem baie godsdienste opinie. Dit is dalk gebaseer op 'n bietjie waarheid of geen waarheid nie. Vraag, hoe verwag jy dat enige denominasie, na honderde jare, nou die waarheid sal weet toe hulle sonder die waarheid begin het? Net omdat 'n denominasie al bestaan het, en sy valse narratiewe leer tot die punt dat dit tradisie word, maak dit nie waar nie. Nie een denominasie het geweet dat Matteus 28:19-20 die definisie van 'n Christen is nie. Of dat Johannes 3:5, Markus 16:18, Handelinge 2:4 of selfs Johannes 3:16 definieer wat 'n Christen is. Elkeen van hierdie skrifture praat oor die Gees van Christus, die Gees van God en die Gees van waarheid. So intelligent as wat die mens dink hy is, was hy nie in staat om die geestelike waarheid in die woord van God te begryp nie. 1 Korintiërs 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie,
want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit ook nie ken nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 'n Pastoor of leier wat voor die gemeente staan en homself 'n Christen noem en die gemeente Christene, ken nie die Nuwe Testament nie, en het geen idee waaroor die koninkryk van God gaan nie. Hoekom vergelyk jy jouself nie met die disippels wat Christene genoem is nadat hulle deur die Heilige Gees gedoop is nie? Handelinge 11:26. Hulle is die waarheid deur Jesus geleer, hulle het die Gees van Christus ontvang. Johannes 20:22, hulle het die Gees van God en die Gees van waarheid ontvang toe hulle deur die Heilige Gees gedoop is. Handelinge 2:4, en jy moet in tale spreek. Markus 16:17. Handelinge 2:4 sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Jy het die Gees van Christus, die Gees van God en die Gees van waarheid nodig om met die Heilige Gees gevul te word. Die van julle wat in tale praat, moet nou die waarheid geleer word, voordat julle die Gees van waarheid kan ontvang. 'n Gelowige wat gedink het dat hulle 'n Christen is, het gesê dat hulle in hierdie denominasie gebore is en dat hulle in hierdie denominasie sal sterf. Net omdat hierdie denominasie al honderde jare bestaan, het dit 'n tradisie geword met sy valse narratiewe. Gelowiges moet verstaan dat nadat jy fisies gesterf het, jy geestelik voortleef. Johannes 5:29, en gaan uit, hulle wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Die doel van die kerk is om gelowiges Christene en heiliges te maak. Die kerk is nie gestig om die kerkleiers te bevredig of ryk te maak nie. Word wakker. Hoor en ontvang in jou hart die waarheid in die woord van God.